President Cyril Ramaphosa het gistermiddag om 3:00 die nuwe onteieningswet wat die klousules bevat wat onteiening sonder vergoeding wettig maak, gepromulgeer, oftewel in wet ingeteken. Verskoon maar as ek effens moeg lyk in die video. Ek en die hele Willem Petzer groep het gisteraand deernag gewerk om na die bewoording van hierdie wetgewing deeglik te kyk en te bestudeer, met regskenners te konsulteer en nou vir 'n verslag van presies wat in die wet staan, wat dit behels en wat dit vir ons en vir hierdie land beteken in hierdie video saam te stel. Goeiemôre liewe vriende, dit is Willem Petzer hier en dit is nou die 24ste Januarie 2025. Volg of subscribe op ons kanaal vir meer belangrike video's soos die wat ons elke weeksoggend om 7:00 vrystel en sluit gerus ook aan op die Willem Petzer groep se WhatsApp om deurlopend ons inligting te ontvang deur slegs die naam en die van te WhatsApp na 064 545 9047. Voordat ek met die verslag begin, wil ek net die vraag stel: waarom sit die DA en die VF+ nog in die sogenaamde regering van nasionale eenheid wat die ANC aan bewind hou? Die DA het voor die verkiesing beloof dat hulle dit nooit sou doen om mee te begin nie. Toe na die verkiesing beloof dat as die Bella-wetgewing gepromulgeer word, hulle die RNE sal ontbind. Toe dit wel gebeur, draai hulle om en die DA-minister onderteken dit saam met Ramaphosa en nou sit hulle steeds daar terwyl onteiening sonder vergoeding onder hulle RNE in wet ingeteken word. U sien, voor die vorming van die RNE het ek, as een van die min stemme wat teen die hele RNE-idee gekant was, geweldig teenkant gekry daaroor. Natuurlik het die ANC net 40% van setels en het nog ten minste 10% nodig gehad om aan bewind te bly. Die mense se argument was dat 'n koalisie met die DA baie beter as een met die MK of EFF is. Nou vra ek hierdie mense, presies wys vir my vandag wat die verskil is. My argument daardie tyd was dat die RNE maar net nog 'n ANC-regering gaan wees, waar die ANC gaan doen wat hulle wil, met ondersteuning van die DA se stabiele administrasie. Die voorspelling draai nou uit om volledig en sonder uitsondering waar te word. Soos ek toe ook gesê het, 'n koalisie met die MK of EFF sou presies dieselfde wette en presies dieselfde besluite oplewer, maar die magstryd en die onbevoegdheid en die chaos binne in so 'n koalisie sou dit baie moeiliker gemaak het om hierdie skadelike besluite uit te voer. Dit is waarom ek verkies om deur 'n onbevoegde nar soos Ramaphosa onderdruk te word, eerder as 'n bevoegde administrateur soos Stalin, want hoewel die ideologie presies dieselfde is die onbevoegdheid 'n redding, omdat die ideologie nie in praktyk uitgevoer kan word sonder bevoegde administrasie nie. Die DA beter nie nou, die ANC se Stalin-administrasie word nie. Met dit uit die pad uit, kom ons kyk na die wetgewing wat in werking geteken is gister, presies wat dit behels en wat die gevolge daarvan gaan wees vir my en jou. Die onteieningswet wat gister deur Ramaphosa onderteken is, herroep die bestaande onteieningswet van 1975. Natuurlik was die onteieningswet van 1975 slegs gewees om openbare infrastruktuur soos paaie op privaat grond te kon bou, maar sou die grondeienaar na reg daarvoor vergoed. Die nuwe wet wat hom vervang is om, en ek haal die regering se amptelike uitspraak direk aan, die regsraamwerk in lyn met die grondwet, spesifiek artikel 25 wat eiendomsreg in die konteks van die beginsel van grondhervorming en die regstelling van historiese ongeregtighede reguleer. Dit, liewe vriende, is 'n mondvol, maar wat dit in eenvoudige terme beteken is, dat die wet geskryf is om blanke se eiendom te vat en vir swart mense te gee. En wat dit in praktyk beteken, is dat blanke se eiendom gevat word en in staatsbestuur gehou word, om die arm swart massas afhanklik van die ANC-regering te hou, net soos wat hulle van die SASSA-toelaag afhanklik is. Dit is ook baie belangrik om op te merk dat die wet geen onderskeid tref tussen residensiële, kommersiële, industriële of landboukundige eiendom nie. Dit beteken dat of jy nou 'n plaas of 'n fabriek of 'n huis in die stad of 'n winkelsentrum of 'n werkswinkel of wat ook al besit, die staat kan regstegnies elke een vat onder hierdie nuwe wetgewing. So, wat is die spesifieke terme wat in hierdie nuwe onteieningswet geskryf is en hoe het dit verander van die vorige onteieningswet van 1975?
Ten eerste het die ou wet gestipuleer dat onteiening slegs vir openbare doel mag plaasvind. Dit beteken dat eiendom slegs onteien mag word vir openbare infrastruktuurontwikkeling soos byvoorbeeld paaie of skole of hospitale of kraglyne en dies meer. Die nuwe wet stipuleer dat dit ook vir beide openbare doel as ook openbare belang onteien mag word. Nou hierdie openbare belang, soos die nuwe wet dit stipuleer, het 'n geweldige wye definisie, wat insluit, en ek al aan, die aanspreek van historiese ongeregtighede en die bevordering van billike toegang tot grond en hulpbronne tot die voordeel van die meerderheid Suid-Afrikaners. Nog 'n woordeslaai. Wat in hierdie woordeslaai gesê word is dat blanke mense het inherent voordeel uit die geskiedenis getrek en swart mense was onderdruk. En daarom is dit nou wettig om enige eiendom te onteien wat aan blankes behoort, geregverdig deur die onregverdigheid van die verlede. Hierdie definisie is so wyd dat dit regstegnies gebruik kan word om jou huis, jou winkel, of jou werkswinkel of jou plaas of wat ook al te vat na hartelus solank jy blank is of, soos wat hulle sê, voordeel getrek het uit die geskiedenis uit. Tweedens bevat die wet nou 'n uitbreiding op die klousule van billike vergoeding. Natuurlik is dit nou in die geval waar daar wel vergoeding ter sprake is. Want daar is ook 'n onteiening sonder vergoeding klousule, maar ons sal later by daardie klousule uitkom. Die ou wet van 1975 het gestipuleer dat billike vergoeding sal deur die markwaarde van die onteiende eiendom bepaal word. Die nuwe wet brei hierdie klousule uit as volg, en ek haal weer 'n keer aan. Billike vergoeding sal nie slegs bepaal word deur die markwaarde nie, maar ook ander aspekte soos die huidige gebruik van die eiendom, die geskiedenis van die verkryging en gebruik, sowel as die doel van die onteiening om regverdigheid te verseker veral in gevalle waar markwaarde alleen nie die breër sosiaal-maatskaplike konteks weerspieël nie. Nog 'n woordeslaai, jy het sommer gesien dat ek het gesukkel om hom te lees. So 'n erge woordeslaai was dit gewees, maar kom ons ontleed hom. Oor die kwessies van die huidige gebruik gaan dit daaroor dat die staat mag bepaal of hulle dink jy jou eiendom ten volle benut en of daar volgens hulle nog meer met die eiendom gedoen kan word. By die klousule oor die onteiening sonder vergoeding wat ons hierna gaan bespreek, stipuleer dit ook dat as die staat besluit dat jy nie die eiendom gebruik nie of glad nie die eiendom gebruik nie, hulle dit sonder vergoeding mag vat. Wat dit in effek sê is dat as jy 'n huis met 'n lekker groot erf het en die staat bepaal dat daar nog 'n paar RDP-huise op jou erf gebou kan word, mag hulle dit regtegnies volgens hierdie wet by jou vat, of as jy te veel spasie in jou werkswinkel het en jy het nie gebruik vir al die vloerspasie nie, mag die staat hom verdeel en die res onteien. Geskiedenis van verkryging en gebruik verwys na die idee dat blanke mense 'n sogenaamde historiese voordeel het omdat hulle erwe besit wat van hul vadere bekom is, toe swart mense na hul mening onderdruk was. En daarom, as jy byvoorbeeld 'n plaas geërf het, verdien jy minder vergoeding vir die onteiening van daardie plaas. Bizar, nee? Maar dit is die ideologie van ons huidige regering. Dit is die ideologie van die ANC, en daai ideologie word om ons huidige regering van nasionale eenheid afgedruk. Waarom? Nou kom ons by die heel gevaarlikste stipulasie binne hierdie spesifieke klousule, die sogenaamde doel van onteiening om regverdigheid te verseker veral in gevalle waar markwaarde alleen nie die breër sosiaal-maatskaplike konteks weerspieël nie. Hierdie stipulasie is ook geweldig breed en oop vir interpretasie en subjektief, maar wat dit in eenvoudige woorde sê, is dat dit onregverdig is dat jy, die blanke man, die huis besit en die swart man langs jou op straat sit, en daarom kan die staat bepaal dat jy net 'n gedeelte van die markwaarde hoef te kry wanneer hulle jou eiendom vat, bepalend aan hoe onregverdig dit is. Hoe hierdie kwantum van die onregverdigheid bepaal kan word, weet niemand natuurlik nie. Nou dat ons reeds weet dat die baie ironies genaamde billike vergoeding klousule bepaal dat die staat na hartelus die vergoeding mag sny tot op die been, laat ons kyk na die volgende klousule, onteiening sonder vergoeding. Hierdie klousule beskryf omstandighede waar geen vergoeding volgens die wet billik en regverdig is.
Hierdie omstandighede is spekulatiewe grond, verlate of ongebruikte grond, grond in openbare voordeel en grond in staatsbesit. Nou, spekulatiewe grond verwys na grond wat aangekoop of gehou word sonder die oombliklike beplanning van ontwikkeling of produktiewe gebruik. Dit beteken dat as jy byvoorbeeld 'n erf in 'n minder digbevolkte area gekoop het met die doel om dit te hou en dit later teen 'n hoër prys te verkoop aan ontwikkelaars wanneer daardie area meer ontwikkel raak, mag die staat nou volgens die wet die grond sonder vergoeding by jou vat. Verlate of ongebruikte grond is, soos in die vorige klousule beskryf, enige grond wat die staat bepaal of besluit die eienaar nie gebruik in hul mening nie, wat ook deur die staat gevat mag word sonder enige vergoeding. Dan kom ons by die heel gevaarlikste en mees subjektiewe omstandighede waarin grond sonder vergoeding onteien mag word. Die sogenaamde grond in openbare belang. Dit beteken enige grond wat reeds in openbare belang gebruik word, insluitende informele nedersettings. Om dus vir u 'n voorbeeld hiervan te gee, as daar onwettige plakkers op jou eiendom is en die staat bepaal dat daar 'n informele nedersetting daar gevorm het, mag daardie grond nou ook onder hierdie wet sonder vergoeding deur die staat onteien word. Hierdie omstandighede van grond in openbare belang binne die onteieningswet loop ook in 'n onheilige alliansie saam met die sogenaamde PAI-wet of die Prevention of Illegal Eviction wet, wat stipuleer dat jy nie onwettige plakkers mag verwyder van jou eiendom af indien hulle nie ander heenkome het nie. Dit beteken dat 'n groep plakkers mag jou grond beset. Jy mag hulle onder die PAI-wet nie verwyder nie. Daar word 'n informele nedersetting op die grond bepaal deur die staat en die grond word gevat. Vriende, hierdie proses wat ek nou net beskryf het, wat nou ook deur hierdie wet bevorder word, is identies dieselfde aan die proses wat in Zimbabwe gebeur het in die meeste gevalle van die onteiening van grond. U sien, die regering het in die oorgrote meerderheid van gevalle in Zimbabwe nie net opgedaag by iemand se plaas en hom ingelig die plaas behoort nie meer aan hom nie. Daar was in amper elke geval eers 'n onwettige besetting op sy grond, dan wil hy die polisie kry en die mense word nie verwyder deur die polisie nie, want die polisie wil nie, want weer eens die idee dat hulle geen ander heenkome het nie, word gebruik. Daarna eers daag die staatse gesante op by die plaas en lig die eienaar in dat die plaas nou onteien word om plek te maak vir hierdie sogenaamde nedersetting wat nou net ontstaan het. Die omstandighede van grond in staatsbesit is nie van enige belang nie, want al wat dit beteken is dat wanneer eiendom van een staatsentiteit gevat word en aan 'n ander staatsentiteit gegee word, is daar geen vergoeding tussen die twee nodig nie. Die onteieningsproses volgens die wet is as volg: ondersoek waar die staat bepaal of die eiendom volgens die voorheen genoemde stipulasies in hierdie video onteien mag word, kennisgewing waar die eienaar in kennis gestel word van die onteiening, besware en onderhandelings waar die eienaar mag beswaar aanteken en met die staat mag onderhandel. En dan, as hierdie eiendom se onderhandeling suksesvol of selfs onsuksesvol is, gebeur die volledige onteiening waar die staat die finale sê word oor wat die vergoeding is en of daar enige vergoeding gaan wees in hierdie onteiening. Die wetsontwerp beskryf die doel van die wet as die aanspreek, en ek gaan dit nou weer vir julle aanhaal, die aanspreek van historiese grondonregte, die bevordering en versnelling van grondhervorming, soos wat u ook altyd van die ANC af hoor, hierdie accelerated land reform en ekonomiese transformasie. Ek dink, ek het in hierdie video reeds genoeg uitgebrei dat u sal verstaan wat hierdie terme nou beteken. So nou dat ons verstaan waaroor hierdie wet presies gaan en wat die wet presies sê, kan ons onsself afvra, wat beteken dit vir die land en sy ekonomie? Ek glo dit is regtig redelik voor die hand liggend dat met wetgewing soos die, wat ten volle toelaat dat dieselfde hier kan gebeur as wat ons in Zimbabwe gesien het, veral met 'n onverantwoordelike uitvoer daarvan, wat ons regtig nie anders as kan verwag wanneer ons kyk na die res van Afrika en wat daar gebeur het met al hulle onteieningswette nie, die potensiaal het om hierdie land se ekonomie in duie te laat stort. Ek kan ingaan in die details daarvan en die redes en hoe die buitelandse beleggings gaan beïnvloed en die markte ensovoorts. Maar
Ek dink nie ek hoef enige van u te oortuig dat hierdie sleg gaan wees vir ons ekonomie nie. As hierdie nou die uitwerking van ons sogenaamde regering van nasionale eenheid is, wat het geword van al die beloftes? Waarom is die DA en die Vryheidsfront Plus nog steeds in 'n koalisie wat die ANC die mag gee om hierdie tipe wette te maak? Wat help dit ons stem vir hulle, wanneer hulle deel is van die regering wat hul stemmers so behandel soos wat ons nou deur hierdie wet sien? Volg en subscribe ons op hierdie kanaal vir meer soortgelyke video's. Ons sien julle elke weekoggend om 7uur en sluit ook gerus aan by die Willem Petzer groep se WhatsApp om deurlopend ons inligting te ontvang deur slegs u naam en van te WhatsApp na 064 545 9047. Totsiens en God seën elkeen van u.